dat as jy dalk Engelse vriende het, 11:00 is hier die Engelse diens, hoor. 11:00. Elke Sondag is die 11:00 ook 'n Engelse diens. So as jy die preek weer wil hoor, kan jy 11:00, ja, dis 'n idee. Ekskuus, ek het nie daaraan gedink nie. Prys die Here. Hy gaan ook beter wees in Engels. Jy weet, so as jy nie op die preek hou nie, wag vir die tweede diens, dan hoor jy hom dalk beter. Maar dan wil ek tog opnoem dat maandagooggende 10:30, 10:30 is daar gebed hier by die kerk vir Israel, pertinent vir Israel. Ja, ons bid vir ons eie land en vir ons land se verkeerde assosiasie, duiwelse assosiasie wat ons land teen Israel is. Ek raak sommer opgewonde, maar in elk geval. En dan woensdaande is daar 6:00 woensdaande is daar gebed ook hier by die kerk. Noem dit net. Ons soek nog redes om kerk te hou. Verstaan julle? Mens moet altyd 'n rede soek. Donderdag was Hemelvaartdag. In die ou dae was dit 'n vakansiedag. Maar goed, ons nou klaar politiek gepraat. Donderdag was Hemelvaartdag en Woensdag aand het ons toe met die gedagte op Donderdag het ons onder andere by die gemeentegebed het ons onder andere Daniël gelees. Daniël 7 en ek glo regtig Daniël 7 en ja, daar kan ander verklaringe so goed tot wees. Ek weet nie alles nie. Ek is nie altyd reg nie. Onthou ek was 36 jaar getroud, so ek weet ek's nie altyd reg nie. En en nou mis ek die persoon wat my vertel het ek's verkeerd, maar in elk geval maar ek glo regtig, Daniël 7 is soos 'n venster wat oopgemaak word. 'n kyk vir ons. Ek wil dalk soos daai gaatjie in jou deur wat jy deurloer om te kyk wie klop aan die deur. Daniël 7 is so uitkyk om te sien Jesus se by die huis kom in die hemel, na die hemelvaart. Hoor dit saam met my. Daniël sê, ek het gekyk totdat trone opgestel is, en 'n oue van dae, in Afrikaans klink dit nie so mooi, Engels sê Ancient of Days, verwysend na God, nee, en hier's ander verse wat daarna verwys. Ek het gekyk totdat trone opgestel is, en 'n oue van dae plaas geneem het. Sy kleed was so sneeu, die hare van sy hoof so suiwer wol. Lyk amper soos jou hare my. Kyk jy daar regs, daar, maar dan sy troon. sy troon was vuurvlamme. Jy sien elke keer wanneer jy vir ons kom kyk, dan sê ek iets. En dan as jy nou so ruk nie kom nie, dan dink ek altyd sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan vlammende vuur. Vers 10, 'n rivier van vuur het gevloei en voor hom uitgestroom. Vers 13, ek het in die nagtelike visioen gesien, kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom, wat soos 'n mensekind, vertaal die 2020 vertaling, maar daar staan inteendeel, die seun van die mens, soos Jesus homself paar plekke noem. Iemand aan die kom, soos die seun van die mens was, tot by die oue van dae het hy gekom, voor God met ander woorde. Voor hom is hy gebring. Aan hom is heerskappy, eer en koningskap gegee. Alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie. Prys die Here. As ek dit lees, moes julle almal opgespring het en rondgerol het en te kere gegaan het. 'n Ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie, en sy koningskap is so dat dit nie vernietig sal word nie. Ons kan nabysit nie kan vernietig word nie. Dis die koningsheerskappy van die Almagtige. En dan mis ek nou terwille van die swakkes onder ons wat nie te lank hier wil bly nie, 'n paar verse. Vers 18 sê dan, maar die heiliges van die Allerhoogste. En ek wil graag hê as jy jouself sien as 'n heilige van die Allerhoogste, steek jou hand op. Met ander woorde, ek wil eintlik my een been ook op, ek wil probeer alles opsteek. As ek kon het ek op my kop gestaan. Die heiliges, maar die heiliges, ons, hulle wat glo dat Jesus die Here is, sal die koningskap ontvang. En hulle sal die koninkryk in besit neem vir ewig en vir altyd. Hoor julle? Hulle sal die koninkryk in besit neem. En net vinnig, ek het eers nou vanoggend daaraan gedink,
As iemand nou wonder, nou hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees? Hierdie is baie klein geskryf. Dis hoekom ek Efesiërs 2 van vers 3 af sê ons almal het van tevore soos hulle opgetree. Toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel, maar, Efesiërs 2 vers 4, God ryk in barmhartigheid het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, niks anders nie ons optrede of ons oulikheid nie, op grond van sy groot liefde, waarmee ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle gered, is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. Hoor julle, jy het met ander woorde klaar plek in die hemel. As jy niks op jou naam het nou hier in Afrika nie, as jy nie grond met ander woorde akte van transport het nie, wat deesdae lyk my nou, maar dit is nie, ons staan daar teen, ons teen daai grondhervormingsding. Het kom uit die put van die hel, soos BBBEE, né? So ons spreek daar teen. Maar as jy nou nie 'n huis of iets op jou naam het nie, ek sê nou vir jou, jy het iets baie beter. Ons almal, as jy glo dat Jesus die Here het jy 'n plek in die hemel. En dit is nie daar ver in 'n hoekie, omdat jy nooit feeslik gepresteer het as 'n Christen op aarde nie. Jy het 'n plek in die hemel, Efesiërs sê, saam met Jesus. Hoor julle, jy sit in sy groep. Jy sit daar waar jy hoort. Jy sê, ja, maar almal daar is in sy groep. Maar los my bietjie dat ek bietjie ekstra spesiaal voel. Maar hoor julle, jy het 'n plek in die hemel en jy hoort daar. En die koninkryk wat hy vir ons gee, sal en kan nooit vernietig word nie. Daar's geen einde daaraan nie. Ons is reeds besig met daai koninkryk. Julle kan almal gelyk hardop skree, Johannes 17 vers 3, né? Dit is die ewige lewe. Dit het klaar begin. Dat ons God ken, en dat ons Yeshua ken. Dis die ewige lewe waarmee ons klaar besig is. Ons is klaar konings en priesters van die Here, 1 Petrus 2. Julle sien ons goeie herder, Yeshua Jesus, die seun van die mens, aan wie die koningskap gegee word, het 'n koninklike ontvangs gekry in die hemel. Hy het 'n ewige heerskappy en 'n koningskap ontvang. Hulle wat dit wat hy deur sy lyding, liggaam en bloed gedoen het met geloof aanvaar. Met ander woorde, as jy elke mens wat met geloof aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het, deur sy kruisiging, deur sy lyding, deur sy sterwe en prys sy naam, deur sy opstanding, as jy dit aanvaar, is heiliges. Ons is Chasid, Psalm 116. Ons is saints, vertaal die Engelse Bybel, wat saam met hom mede-eienaars van hierdie koninkryk is. Ek gee vir julle feite waarop julle kan staan. Ek vertel vir julle die waarheid, wat vir altyd die waarheid sal wees. Hoor julle, vir altyd en ewig. Oor 1 miljoen jaar loop ons by mekaar verby in die hemel en jy maak net vir my so. Sê prys die Here, hy onthou nou nog hy preek. Prys die Here. Prys die Here. Julle sien, en hierdie is iets waaroor ek en jy nie moet twyfel nie. Jy kan dit nie waag om te twyfel of te weifel nie. Want as jy gaan twyfel oor die feit dat jy 'n kind van God is, deel van sy koninkryk is, gaan jy later nie net twyfel nie, jy gaan uitrafel. Julle weet wat dit is om uit te rafel, né? As iemand nog vir jou gesê het, jy rafel nou sleg uit, en die kossies het hulle dit altyd vir mekaar gesê, nou rafel jy uit. Jy moet weet, as 'n kossies brak vir jou sê, jy rafel uit, dan gaan dit sleg met jou. Dan is jy besig om jou eie naam is lankal in die modder, né? Nee, maak nie saak wat op hierdie aarde gebeur nie. Maak nie saak wat ons toekoms is nie. Ons toekoms is geseënd. Ons ewige toekoms is baie geseënd. Ons het verlede week het ons Johannes 10 gelees, vers 27 en 28, 27 tot 30. En ons het gelees van 'n boer, ja, die goeie herder. Ons het gelees van 'n boer wat sy erfenis gee, nie vir hulle wat die beste gekwalifiseerd is nie.
Hy laat nie sy erfenis vir hulle wat die geskikste is nie. Hy gee nie eens om dat hy dit nalaat vir party wat soms bietjie ongeskik is nie, nee. Maar hy laat dit na vir hulle wat bereid is om sy skape te wees, om sy volgelinge te wees, om saam met hom te wy, maak nie saak waar hulle is nie. As jy weer so stil sit, Johannie en Charlene vra vir jou, wat dink jy? Nou goed, jy wil nie jok nie wat jy dink aan niks, maar sê vra ek wy. Ek is besig om te wy saam met die Here. Ek sien net, ek is in die wyding. Ek sien net hoe geseënd ek is, né? Dan sê jy vir haar, oor haar. Klaar, nou, verstaan jy, dan het jy alles gedoen. Maar julle sien, almal wat bereid is om die skape van die goeie Here, hy skryf neer wat ek nou gesê het. Almal, ja, ons moet klas gee. Almal wat bereid is om die skape van die goeie herder is, luister en volg hom. En as ons hulle is, dan wil ek vir julle vanoggend kom sê, niemand kan hulle of ons dan uit sy hand ruk nie. Dit het ons het gelees in Johannes 10. Niks of niemand kan ons uit die hand van die Vader ruk nie, sê Jesus. Dit is nie Paulus of Johannes of Petrus of enige ou wat dit misverstaan het nie. Jesus sê, niemand kan jou uit die hand van my Vader uitruk nie. Maak nie saak wie nie. Al kom iemand met iets in jou verlede, en hulle kom vertel, hierdie ou het dit of dat gedoen, dan sê ons net, of ons sê vir hom, heel moontlik ons weet daarvan, moenie worry nie. But it's covered. Ons sê, hoe kan dit wees? Bloed van Jesus kan enige iets toemaak. Hoor julle? Ek wil jy moet dit hoor vanoggend. Daniël sê in Daniël 17, 'n rivier van vuur het gevloei en voor hom uitgestroom. Onthou julle, het ons nou gelees. Verlede week het ons onder andere ook Psalm 103 vers 8 in die Passion Translation gelees. Lord, you so kind and tender-hearted to those who don't deserve it. Steeds ons, né? Who don't deserve it. And so patient with people who fail you. Your love is like a flooding river overflowing its banks with kindness. Die rivier van vuur wat voor die troon van die Vader is, het skielik 'n baie vurige rivier van liefde geword. Ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. As jy hoor van die rivier van vuur, dan sê jy prys die Here, want hierdie is 'n fiery river of love. Dis 'n rivier van liefde. Ek vind my die rivier waarin ek is 'n rivier van liefde van die Here. Overflowing its banks with kindness. Julle sien die rivier van liefde vloei vir my en jou. Ek en jy is in hom. Daarom het ons nogmaals soos die afgelope 2 Sondae rede om vir mekaar te sê. Hebreërs 10 vers 23. Laat ons styf vashou. Laat ons dit gryp, daai woord beteken om te arresteer. Laat ons styf vashou aan die belydenis van ons hoop, van ons verwagting. Laat ons styf vashou aan die belydenis van ons hoop. Hierdie is 'n hoop wat in ewigheid staan. Tot in ewigheid is ek en jy nie net die gepepel in die koninkryk van God nie. Ons is nie net deel van die koninkryk van God nie. Ons hoort nie net daar nie. Ons is kinders van die koning. Kinders van die koning. Nie 'n engel in die hemel sal eendag vir jou kan sê, wat soek jy hier? Ek sal nou nie sê wat hulle in die almoe vir jou gesê het, wat soek jy hier? En dan het hulle jou 'n woord genoem. Nee, hy sal dit nie waag nie. Want jy's 'n kind van die koning, jy hoor daar. Hy sal weet jy hoor daar. Sy maatjie sal hom hard slaan met 'n lang swaard op die platkant. Nee, laat ons styf vashou aan die belydenis van ons hoop. Sonder om af te wyk, sonder om in vertwyfeling te wees, sonder om op en af. Nee, ons hou styf vas aan die belydenis van ons hoop, want ons het 'n vaste hoop. Sy naam is Yeshua. En alles wat hy vir ons gedoen het, daar is geen vertwyfeling nodig van ons nie, in ons midde nie. Ons het 'n vaste vertroue. Daar's niks wat die vyand daaraan kan doen nie, want hy, die rede hoekom ons kan vashou, in styf vashou, kan arresteer, die belydenis van ons hoop is hoekom, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Hy is betroubaar, sy naam is Yeshua.
Jesus is betroubaar. Ek en jy is hulle wat, soos Psalm 103 sê, wat soms nie doen wat die Here wil hê ons moet doen nie. Ons drop hom, om dit in baie goeie Afrikaans te bring. Maar ons het Jesus op wie ons beroep. En omdat die Vader na my en jou kyk, letterlik, ons gordyne, ons gaan weer gordyne opsit, maar deur die kantgordyn, vir ons klank, maar hy kyk na ons deur die kantgordyn van die bloed van Jesus. Hoor, julle verstaan mos so gordyn wat daar hang, jy kan deur hom sien. Maar as jy kyk, dan sien jy hom, maar jy sien deur hom. Vader sien jou, maar hy sien jou deur die bloed van Jesus. Ja, die voorhangsel in die tempel het geskeur van bo tot onder, die dag toe Jesus uitroep, Tetelestai, dit is volbring, en toe hy sy lewe aflê. Maar op daai moment, daai voorhangsel het geskeur, maar tussen my en jou, is daar iets duideliks, wat vir almal in die wêreld, almal in die hemele, almal in die hemelse sfere, soos wat die ou vertaling sê, sien, die bloed van Jesus as hulle na jou kyk. Dis hoekom Pinkenolsie die duiwel jou haat soos pes. Dis hoekom hy enigiets sou wil doen teen jou as hy kon. Maar hy kan nie net doen wat hy wil nie, glo my. Anders was dinge nog baie erger as wat jy dink dit kan wees. Jy sien, daar's niemand, ek wil hê jy moet hoor vanoggend, daar's niemand in hierdie wêreld vir wie die Here nie totaal en al kompleet liefhet nie. Die Here is lief vir alle mense. Hy is nie net vir ons lief nie, maar ons is die ouens wat antwoord. Ons is ouens wat op een of ander stadium, party soos ek moet omtrent by 'n afgrond afgegooi gewees het. Daar moes iets ergs gebeur voor ek regtig my hart vir die Here gegee het. Maar ons het 'n besluit geneem. Ons het gesê, Here, ek het U nodig. Ek kan wraggies nie sonder U nie. Hoor julle, op my eie is ek 'n gevaar vir myself en almal om my. Daarom het ek U nodig, sodat ek net 'n gevaar vir die vyand is. Sodat ek net een teenstaan, en dis die vyand. Daarom moet ons vir mekaar sê, my hoop is totaal en al op my Skepper. My hoop is totaal en al op die Here. En hoe is my hoop op hom? My hoop is hom in die reddende en beskermende genade van Jesus. Ek doen alles in en deur sy genade, deur wat hy vir my gedoen het. Daarom is alles vir my moontlik. Maar ons het nou net gesê dat ons Here het alle mense lief. Hy het almal lief. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, God ons verlosser wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Hy wil hê alle mense moet gered word. Selfs mense wat jy dink is goeie mense. Hy wil graag hê hulle moet gered word, sodat die goeie mense ook in die hemel kan wees. Dit is net so. Maar nou wil ek graag hê jy moet hoor, daar's 'n groot leuen wat ons baie keer voorval. En dit is as iemand net mooi praat, mooi optree. Ons almal hou van maniere. Is interessant, party mense leer hulle kinders nie maniere nie. Ek bedoel 'n kleintjie gooi 'n tantrum en hy kyk daar Samuel vandag. Hy maak keer niks. Maar toe hy so groot was, hy was 2 jaar oud en Genobi Superspar was toe nog nie so super nie, hy was 'n bietjie kleiner. So dit was tighter, daar was meer mense het nader aan mekaar beweeg. Toe vat ek ou Samuel af vas en ek gee hom 'n bloesing. Toe storm 3 tannies my, Engelse tannies. En hulle mag my vertel hoe bad ek is, hoe sê ek vir hulle hele kinders gaan tronk toe. Myne gaan nie. En toe kom ou Gertz, hy was toe die eienaar, en hy sê, Dominee, wat toe was ek nog, Dominee, hy stoot ons so uit mekaar, hy bring vrede. Toe's Gertz die engel van die Here daar, ne? Want ek en hy tannies het mekaar amper gebyt. Jo, maar in elk geval, maar die tannies was taai, ek sou dalk verloor het, verstaan jy? Ek en die rakke is so geleed. Maar ons was kwaad vir mekaar, want ek het gedoen wat reg is, hoor julle? Jy sien, die Here wil hê almal moet gered word. Maar as 'n leuen wat ons mekaar moet voor wakker maak. Sodra iemand net goed en reg optree en vriendelik is. En som baie mense wat saam met jou werk is oulik en hulle is vriendelik en hulle doen niks snaaks nie. Hoekom? Want hulle is by die werk. Verstaan julle? Dis soos 'n ou wat sy vrou en ander mense slaan en goed en dan vra en dan sê hy dis my meer en ek het dit al gehad. Dan sê ek, maar hoekom slaan jy my nou nie?
Hoor jy, hoekom slaan jy my nou nie? Jy dan nou, ek sien jy's kwaad vir hoekom slaan jy my? Slaan my. Want hoekom nie? Want jy weet ek kan baie hard terugslaan, so hard so wat ek kan. Of ek nou verloor of wen, maak nie saak nie. So dit is, hy gedra hom by die werk, lyk na 'n oulike mens, maar jy moet hoor, die persoon, as die persoon die Here nie ken nie, gaan hy hel toe. En ek weet, jy sal sê, ja, maar ek hou nie baie van hom nie, ek wil hom nie in die hemel nie. Die Here is lief vir hom. Elke mens met wie ons te doen kry, elke mens wat jy sien op die straat, elke ou wat op 'n Sondagoggend fiets ry en te kere gaan sy wil, en die vissermanne sê altyd, jy praat met die Here, maar Jesus het die vissermanne weggeroep, né? Maar in elk geval, sê kom aan, hulle ryk na vis, maar in elk geval, maar jy kan maar vis vang, maar die punt is, al die mense wat jy sien, Here is lief vir hulle, hy wil uitreik na hulle, maar wie wil hy gebruik, wie gaan hy gebruik? Ja, ons moet dalk geld bymekaar sit, dan kry ons iemand van Amerika om hulle te bedien. Nee, hier is ons. Hier is ons, ek wil hê jy moet vanoggend hoor, jy het 'n plek in die hemel, het ons begin sê, jy beleef jouself, jy bevind jouself in 'n rivier van liefde, die Here is mal oor jou, hy's lief vir jou, hy het jou vir ewig sy kind gemaak, niks of niemand kan jou uit sy hand ruk nie. Die koninkryk, wat hy 100% met jou deel, om tot in ewigheid saam met hom te wees, sal nooit ophou bestaan nie, hy het dit vasgemaak, hy gee vir ons alles wat ons nodig het. En al wat ek en jy nie moet doen nie, maar al wat ek en jy moet doen is, ons moet begin skinder oor hom. Wat doen ons as ek vir jou iets sê? Veral as ek nou, en ek gaan nou nie 'n grap doen, maar dat is so goeie graad, sê maar as jy iets wil adverteer, tel 'n oom, nee, ekskuus, ek het het verkeerd verstaan. Maar in elk geval, maar ek het gevind, ons mans kan nog meer skinder. Maar ons skinder het op 'n ander manier, jy weet, maar in elk geval. Die punt is, kom ons vertel mense van hom. Kom ons vertel mense van hom. Julle sien, jy sal sê, maar die mense aan wie ek werk is raar, ek seker hulle almal ken die Here. Ek wil hê jy moet hoor, ons dink mense is alright. En veral as die ou vir jou sê, hy was Sondag by die kerk, maar dit was daar Kersdag, jy moet net seker maak, Kersdag en Nuwe Jaar, en as sy boetie se kindjie gedoop word, of so iets, verstaan julle, dan gaan hy kerk toe. Jy moet net seker maak, dis dalk een van die 2 kere in die jaar. Kom ek verduidelik dit so. In die ou Romeinse ryk, nou die Romeinse ryk, daar's 3 verskillende soorte van die Romeinse ryk, maar goed, die Romeine, kom ons praat van die Romeine net. Van 1000 voor Christus tot 1000 na Christus, maar in elk geval. In die Romeine se ryk was daar baie slawe. Almal rondom hulle het in elk geval ook slawe gehad, né? Maar hulle het agtergekom, nou goed, as ons van slawe praat, dink ons aan ouens wat, jy weet, soos die films wat ons al gesien het van Josef, van hierdie oukies, die slawe in Egipte, hy het net so lendekleedjie om, né? En ek dink is hulle wat dalk die onderbroek uitgevind het, maar in elk geval, nou het hulle net so dingetjie om, né? En dan dra hulle, en is bloed wat loop in alles. Jy sien 'n slaaf net as iemand wat hard werk, wat labor doen, wat in 'n kombuis werk, wat vloere skrob. Nee, in die Romeinse ryk was daar tot op 'n stadium so baie slawe wat goeie salarisse gekry het, hoogs betaalde slawe, waarvoor hulle ook baie betaal het. Hulle beweer dat die meeste onderwysers, goed, dit was net nou vir die rykes wat nou kom bekostig, ander kindertjies het maar net so 'n bietjie geleer, maar in elk geval, hulle het gespeel, dit is eintlik slimme dink ek, maar in elk geval, die onderwysers, die dokters in die Romeinse ryk, was meestal slawe. Die onderwysers, die dokters, winkelbestuurders, was slawe. Baie goeie voorbeeld is Daniël. Daniël was soos in tweede in charge, in basies amper soos Josef. Daar's baie ouens wat glo dat Josef was dalk nog steeds ook 'n slaaf. Of hy was gesien as 'n slaaf. Maar hy was tweede onder die farao. Verstaan julle? So was daar baie slawe wat skerp ouens was, soos Daniël, wat ontsaglike kennis gehad het, en natuurlik Daniël, die Here het vir hom die wysheid gegee, né? En Daniël het gefunksioneer. Hy's een van die enigste ouens wat kan genoem word in die geskiedenis, wat in die ou geskiedenis buite Bybels ook staan, wat in 2 koninkryke hoog was. Hy was met die Babiloniërs het hy 'n hoë posisie gehad, en toe die Perse die Babiloniërs vernietig en oorneem, toe sy nog steeds in hy hoë posisie. Hulle het gesê, hierdie ou is te skerp. Hy gooi nie so skerp potloodjie weg nie. Hoor julle?
Maar hy was nog steeds 'n slaaf. Hy was 'n ontmande slaaf. En hy het heel moontlik alles gehad wat hy nodig gehad het, behalwe nou 'n vrou, maar nou, hy het alles gehad wat hy wou hê. Hy was daar. Jy sal sê, maar hy was in die leeukuil. Dit was 'n groot getuienis. Maar die punt wat ek wil maak is, Daniël is 'n goeie voorbeeld. So het jy soveel slawe gehad. Skus, terug na my punt. Julle moet vir my sê, punt. Clinton het mos altyd hier gesit van Arlene. En dan het hy vir my gesê, jy weet, okay. Maar in elk geval, hy het my ook gehelp wanneer ek vergeet waar ek was. Dan het hy vir my gesê, waar was ek? Maar in die Romeinse Ryk was daar soveel ouens wat ongesiens naderhand tussen die ryk Romeine en die gesiene mense gelewe het, wat slawe was, dat daar 'n voorstel was op een keer in die Senaat. Nou dit moet net voor Christus, want dit was voor keiser nog 'n empire gemaak het, en dan nie eintlik by die Senaat nie, eintlik by Vestig, hy het die Senaat kyk, as ek ook byvoorbeeld, as jy my wil president maak, sal ek sê, ek sal president wees, maar ek wil al een wees wat besluit. Ek wil nie hierdie pinkenol sê wat opstaan en skree in die dinges nie. Hier in parlementsgebou nie. Parlementsgebou maak ons 'n skool. Ons leer hulle eerste, maar in elk geval. Maar goed, dat is nie die Bybel, ek kan nie afvasrak nie. Maar Tessa sal hulle moet sê. Hy sal hulle vertel. Ja, hy sê. Maar in elk geval. Maar julle sien, toe hierdie ouens besef, daar was toe 'n voorstel gewees in die Senaat, moet ons nie dat die slawe, hierdie gesiene slawe vir ons veral, want hier is so baie van hulle, maar jy weet nie altyd praat jy met 'n vryman of met 'n slaaf. Hoor julle? My vrou het geweet sy praat met 'n vryman. O nee, ekskuus, dis die verkeerde. Maar in elk geval, maar nee, hulle wou toe weet, toe oorweeg hulle dit om een of ander teken, 'n sekere kleredrag of iets moet hulle doen sodat jy 'n slaaf kan uitken. Maar toe gooi hulle dit uit. Hoekom? Hulle sê toe, wow, hier is so baie slawe nou in gesiene posisies. As hulle sien hoeveel hulle is, gaan hulle begin opstaan teen ons. Hoor julle? So baie ouens het in gesiene posisies gewerk. Hulle was nog slawe. Nou vandag is daar mense wat saam met jou werk. Daar's hoeveel mense rondom jou. Die dokter waarna hy toe dalk hierdie week eendag gaan, wat slawe is. Maar hulle is slawe van die duiwel, want hulle het nie hulle harte vir Jesus gegee nie. Hulle behoort nie aan hom nie. Hulle is deel van 'n ander koninkryk. Hulle weet dit nie, hulle besef dit nie, of hulle besef, as hulle in my preek hoor, sal hulle dalk, maar ek het dit nie nodig nie. En dis met hierdie mense, saam met wie ons werk, wat ek vir jou vanoggend sê, met wie ons moet praat. Dit is hoekom ons kan makliker is wat jy oor rugby kan praat, moet jy kan praat oor Jesus. Want onthou, sy koninkryk wen altyd. Dit is nou, veral Blou Bull is ek. Sy koninkryk wen altyd. So jy word nie eers deur die span word jy beperk nie. Van Jesus se oogpunt word hy deur sy span beperk, deur ons. Want selfs ek het nie altyd die vrymoedigheid om te praat nie. Soms dink ek, nee, die Heilige Gees lei my nou nie. Dan sê jy net, dis nie die Gees van die Here nie. Paulus het getuig tot in die tronk toe en dan nog briewe geskryf. Hy het nie besluit hierdie is 'n plek waar ons dit nou kan doen en nie kan doen nie. Hy het getuig. Hy het gepraat. Julle sien, ons kry heeltyd met mense te doen wat letterlik slawe van die vyand is. Hulle is in slawerny. Party is hoogs betaald, hulle het baie meer geld as jy, maar hulle is nog steeds slawe. En waartoe is hulle bestem? Hulle is bestem tot 'n ewige hel. Tot ewige foltering. En miskien hou jy nie van die persoon nie, so dit plaai jy nou nie so baie nie. Maar die Here vra vir jou. Hy vra vir jou, ons moet getuig. Jy het die beste kennis wat daar kan wees op aarde. Die grootste wysheid wat daar kan wees. Die openbaring van die glorie van God. Die heerlikheid van die Here. Wat's glorie? Die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Allerhoogste. Jy het daai kennis. Jy moet dit deel. Jesaja 45:22 sê, wend julle tot my. Die Hebreëse woord is pana. Kyk vir my, of draai na my. Wend jou tot my, kyk na my. Panim is gesig, né? Kyk na my, draai jou gesig na my. Wend julle tot my en word verlos, almal van die uithoeke van die aarde, want ek is God, en daar's geen ander nie. Die Here sê deur Jesaja vir hulle dit ook te doen, hy spot ook so 'n bietjie daar, ek dink is daarop, spot hy so 'n bietjie met die ouens wat afgode en goed aanbid. Mense draai na allerhande goed toe.
Maar wend jou tot my, sê die Here. En dit is wat ons vir mense moet sê, wend jou tot die Here. Romeine 10:13 sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek wonder hoeveel ouens is van 'n plek wat moord gepleeg het, is van die tronk af, is hy, wel die wat nog in die dae toe hulle ouens gehang het, of wat ook al, is hemel toe. En hoeveel ander wat in die tronk is, gaan ook hemel toe. Daar's baie. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Vers 14. Hoe kan hulle in iemand glo? Dan vra hy die vraag as bietjie meer, jy sien as kolletjies. Hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? En hoe kan hulle verkondig as hulle nie gestuur word nie? En ek onderbreek die vers daar, want ek wil vir jou vanoggend sê, ek het vir jou slegte nuus. Jy sien, jy moenie sommer net opdaag in 'n plek nie. Ek sê vir julle, ek stuur jou vanoggend. Ek stuur jou. Jy's 'n gestuurde. Jy's 'n apostolos. Jy's met ander woorde 'n ambassadeur van Christus. Dis al wat 'n apostel beteken. Jy's 'n ambassadeur. Jy's 'n ambassadeur en moet nou nie 'n Suid-Afrikaanse ambassadeur wees wat gaan sleg praat van die president nie. Nee, jy is 'n apostel van die Here wat goed praat van die koning van die konings. Yes, marketplace apostles. Amen. Die voordeel van Dirk, hy werk by die hawe, hy kan hulle sommer daar doop, hè? Ja, prys die Here. Jy moet net weer optel uit die water uit asseblief. Nee, jy elkeen van ons, ek verklaar vanoggend, ek sê nou vir jou, probeer dit onthou hierdie dag. Ek verklaar vanoggend, as iemand vir jou ooit sê, jy al 'n call op jou lewe gehad, dan sê jy, ja, ek kan een onthou, maar ek het nie gevra daarvoor nie. Niemand vra vir 'n call nie. Toe hulle my in die army gekrygsraad het en my wou toesluit en die sleutel weggooi, het ek nie daarvoor gevra nie. Ek was hoogs geaffronteerd. Hoe kan hulle nou 'n rugbyspeler wil toesluit? Maar verstaan, hoe sou jy in die skool altyd weggekom het, né? Maar die punt is jy vra nie hiervoor nie. Ek sê nou vir jou, elkeen van julle hier is 'n gestuurde. Jy's gestuur na die mense van wie jy werk. Jy's gestuur om te praat met die mense saam wie jy bly. Jy's gestuur om te praat met die mense wat vir jou werk. Jou tuinier, die tannie wat as jy 'n tannie het wat so nou dan kom skoonmaak, daai tannie moet nou nie soos die weer nou 2 ure vat en dan sê sy na die einde van die dag, en die vrou het nie veel gedoen vandag. Sê ja, maar jy het die hele tyd met haar oor die Here gepraat in die Bybel en jy het haar besig gehou. So ons is nou maar so, jy weet. maar jy's 'n gestuurde om met elke mens wat dit waag om langs jou in 'n ry te gaan sit. As jy dalk wil, miskien net nie Frankryk toe gaan, Israel toe wil gaan en jy wil aan jou paspoort laat werk en jy sit by Home Affairs. Een van die beste plekke. Jy's begin deur vir die ou te sê, welcome home. But I want to interfere in your affairs. En dan begin jy, hoef nie so te begin nie, maar in elk geval. Sommige nou op my kop opkom. Maar nee, ek sê nou vir julle, elke plek waar jy is. Ek het julle al vertel, maar ek het nie weer net een keer gaan om ons lisensies te hernie. En dit was daar by daar ander kant in die stad. En nou sit ons daar in 'n ry en jy sit daar sulke bankies so en daar's baie mense. En toe ons uiteindelik 'n sitplek kry, nou is ons daarom al nader. Toe begin ons met die mense praat. Sy die persoon langs aan, ek die persoon langs my. En ons begin hulle na die Here toe lei. Ek sê nou vir julle, daai ry het so vinnig gegaan. Die duiwel het besluit hier moet nou gemoe word. Ek het letterlik net met een, ek het nie baie gepraat nie. Ek het net gesê en die persoon het seker dalk, miskien die persoon gedink ek gaan van hom ontslaa raak en toe sommer gou gesê, ja, ek wil saam met jou bid en saam met daai persoon gebid. Net 'n paar verse gegee. En toe ek sien toe is daar. Toe moet ek en sy al gaan. Hoor julle? Nou goed, jy kan die duiwel se rye ook so aanjaag as jy op baie manier, maar moenie nie daar baken nie. Baken liewer by mense met wie jy kan praat. Wat 'n geleentheid wat ons het. Okay, een van ons. Ek sê vanoggend, en hoe kan hulle verkondig, Romeine 10 vers 15, as hulle nie gestuur word nie, en ek sê vir jou vanoggend, ek stuur jou. En ek verklaar sommer nou al die res van die vers oor jou. Hoe lieflik is die voetstappe van diegene wat die boodskap verkondig. As jy môreoggend op pad werk toe, of waar ook al jy gaan, jou skoene aantrek, dan sê jy vir jou vrou, kyk hierdie mooi voete.
Hoe lieflik is hierdie voete. Hoe lieflik is die voetstappe van hierdie voete, wat die evangelie gaan verkondig. Amen. En ek wil vir jou sê, as jy nou dink, nou is ek sommer klaar bang. Begin dan môre om dit vir jouself te verkondig. As jy ry, praat met jouself. Sê vir jouself self, jy's 'n kind van God. Sê vir jou, jy het nie die moed nie. Jy het nie die vermoë nie. Julle sien die ergste wat kan gebeur, is Jesaja 42 praat nog al van. Een van die grootste slaggate aan iemand wat iets vir die Here doen, is dat jy dink, ek doen dit omdat ek die vermoë het. Ons sê, die oomblik wanneer jy dink jy die vermoë, die oomblik wanneer jy dink jy's goed genoeg, of jene ek is daarom maar kwaai, dit is kwaai, dan kan die Here jou eintlik nie meer gebruik nie. Ek weet hy gebruik nog steeds baie sulke ouens, maar dan begin jy 'n struikelblok raak, want die Here wil nie sy eer en sy glorie vir enige een gee nie. Jesaja 42:8. Hy wil nie. Hy moet al die eer kry. Jy moet elke keer as iemand na die Here toe gelei het, moet jy net sê, dankie Jesus. Dankie dat ek saam met U dit kon gedoen het. Dankie dat ek kon gesien het hoe werk U in hierdie ou se lewe. Hoor julle, dis altyd hy. Dis altyd hy, dis altyd hy. Hy kry al die eer, want al die eer kom hom toe. Deuteronomium 28 vers 1. As jy aandagtig luister na die stem van die Here jou God. En goed, dan nou weet ek, Deuteronomium 28, ou verbond, dit is in Deuteronomium, is ou verbond, dan sê hy, jy moet luister en jy moet die gebooie van die Here nakom. As jy dit daar lees, herinner jouself, dit is die ou verbond. In die nuwe verbond sê Jesus in Johannes 13 vers 34, en in 1 Johannes en 2 Johannes sê hy vir jou, ek gee jou 'n nuwe verbond. Julle moet mekaar lief hê. Dit omvat al die gebooie. Al 613 wat die Jode probeer navolg. Sê ek bedoel dit nie lelik as ek dit sê nie, maar is onmoontlik om dit na te volg. As jy aandagtig luister na die stem van die Here jou God, al hierdie seëninge sal jy ontvang. En dit sal jou deel word as jy luister na die stem van die Here jou God. En ek hoor by vanoggend, ek het dit al baie gesê, maar die Here praat met jou. Jy luister net nie. Jy besef net nie as hy wat praat nie. Jy dink is jou gedagtes. En dan dismiss jy hulle, hoe dismiss jy hulle? Jy mis hulle, dan mis jy hulle. Dan skuif jy hulle een kant toe. Nee, luister na die Here. Vers 3, want wat gaan gebeur? Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld. Ons het nou al 'n paar sondae, dan bid ons vir ons stad. Onthou, ouens wat gesê het, dit gaan 'n ghost town word hierdie. Hulle is 100% reg. 'n Holy ghost town. 'n Holy ghost city. Hierdie gaan 'n stad wees, waarin mense, ongelowiges, toordokters, gaan nog so by 'n robot oorstap. Hy sien is groen, dan vra hy vir homself, is ek nou teen 'n rooi robot, ek nou in 'n kar vasgeloop, soos wat hy snap, hierdie plek behoort aan die Here. Heilige Gees is hier. Want sy kinders hier is nie lui nie. Hulle is nie draadsitters nie. Nee, hulle is kinders van God wat praat, wat getuig, wat deel. Ons het die beste nuus om te deel. Die beste nuus. As jy nou dink vir 'n oomblik net hoe bly was ons toe die Springbokke laaste wêreldbeker wen. Ons was redelik opgewonde, is dit nie, né? 'n Bietjie spring opgewonde. Nee, môre maar spring. Ons is opgewonde, want ek drink nou nie so, ek gries nie my knie nie. So, maar Jesus, my eie skuld, maar hoor net, ons is opgewonde. Ek het wel 1 miljoen keer beter nuus het ons. Want die Springbok het gewen en baie kere verloor, weer gewen wêreldbeker, hulle kan die wêreldbeker 10 keer wen. Maar onthou, 'n span is net so goed soos wat sy laaste wedstryd was. Maar dit gaan niks in ons lewens verander nie. Maar hierdie is die beste nuus wat daar ooit kan wees, en dit is vir ons. Ons moet dit deel, ons moet dit share, ons moet dit oorvertel. Ons moet dat niks ons keer nie. Spreuke 11:11, ons is nou letterlik op die laaste nipper. Spreuke 11:11, die seën van opregtes bereik 'n stad hoogtes. Dan as ons kan hierdie stad van ons seën sodat hy hoogtes bereik. Ja, die vers sê verder, maar deur die mond van die goddeloses word afgebreek. Maar onthou, hierdie is weer eens ou verbond, nuwe verbond. Wat sê ons? Ons sê dankie Here dat ons elke tong van die onregverdige, van mense wat sleg praat oor die land, wat sleg praat oor die stad. En julle sal sê jy praat altyd. Ek weet, maar ons moet vir mekaar sê waarvoor ons bid. Hoor julle?
Maar teen die tyd moet ons almal nou al weet. Dis net die Here kan iets doen. Maar ons kan daai woorde wat opgaan, kan ons afsny, ons kan vir hulle bind. Wat julle op hierdie aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En wat julle hier losmaak, sal los wees in die hemel. En ons sê, Here, ons bind die werke van die vyand, ons bind die tonge wat saam met hulle praat. En die wat nou ook nie weer aan die ander kant, wat eintlik saam met ons stem, dat dit nie goed, alles nie reg is nie, maar hulle praat net sleg. Hulle breek net af. Ons bind dit. Ons sê nee. Ons seën hierdie stad. Ons seën elke persoon wat werk in hierdie stad. Ons seën hierdie ouens wat kom omtrent partykeer 100, 150 jaar af, net seker nie so baie nie, maar hulle kom wat lyk so, kom hier af in Galsway om papiere op te tel. Maar daar gebeur niks. Maar ons seën hierdie stad, hoor julle? Ons seën hierdie plek. Ons seën hierdie plek. Ons sê dankie Here dat hierdie Oos-London, BCM, gaan geseënd wees. Absoluut geseënd. Die Oos-Kaap gaan geseënd wees. Die Wes-Kaapenaars gaan hulle huise verkoop, hulle gaan hier kom bly. Ons gaan vir hulle sê, ja, en nou? Wat soek jy hier, ou Joe? Nee, ek vertel julle vanoggend, ons het die geleentheid om te deel die beste nuus, en dan nog ons stad op te tel, op te lig, en in die seën van die Here te lewe, dat die nyseiers sal kyk en sal sê, joh, het iets groots gebeur. En dan, wat doen ons? Ons gee die Here die eer. Ons gee hom al die eer. Ek het julle seker al vertel, dat die dag toe Iwenag weg is, 1 Junie 2023, was die vers in my dagboek, bo op in daai dag, was die vers daar, Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. Nou daai vers was verseker nie vir haar nie, want sy was in die hemel, in die Here se teenwoordigheid, in sy goedheid. Maar vir ons, ek wil hê jy moet kom hoor vanoggend. Die Here sê, jy het niks om voor bang te wees nie. Niks nie. Daar's niks wat jou moet vreesagtig maak nie. Nie die landsgebeur of enige iets nie. Jy kon gehuil het as jy in Parys gebly het. Hy was gister weer aan die brand Parys. 3-4 strate aan die brand. Hoekom? Die sokkerspan wat die slegte ouetjies ondersteun het gewen. Maar in elk geval, kyk hulle brand wanneer dit, maar in elk geval, nee, ek sê vir julle sê, maak nie saak wat jy dink sleg is in hierdie wêreld nie. Ons kom verklaar in die naam van Jesus, ons is lewe in oorwinning. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur. Die ergste nie. Die ergste nie. Ek het nou aandag vir 'n ou gesê, as iemand nou my wil aanvat, dan vat hy nou verkeerde aan, want ek het niks om te verloor nie. Ek moet nog net daai polis vir my net verhoog nog vir my kinders. maar ek sê nou vir julle, ons het die geleentheid om vir ieder en elk te vertel rondom ons. En ja, begin by jouself. Oortuig eers jouself. En dan vertel jy vir ander mense hoe goed is die Here. Loof die Here, want hy is goed. Sy goedheid is tot in ewigheid. Sy trou is van geslag tot geslag. Daar's geen einde aan sy goedheid nie. Geen einde aan sy genade nie. Tot in ewigheid gaan ons mekaar ken. Ons gaan mekaar ken. Tot in ewigheid gaan ons weet, ons is kinders van God. En is tyd dat dit wat jy weet, jy begin deel met ander. Dis hoogs oneerlik om met die beste nuus wat daar is in jou hart en in jou kop rond te loop. Maar jy's te skaam of te bang. Nee. Kom stamp op my. Moenie bang wees nie. Kom ons praat met mense. Vertel hulle. En as iemand jou drama gee, dan ek sal saam met jou kom die drama hanteer. Ek sê nou vir Lelani, as jy onderwyser jou baie moeilikheid gee, dan sal ek saam met jou gaan. Namens jou gaan. Veroor julle wat ek sê, ons is nie bang nie, ons het nie vrees nie, ons het hoop, ons het 'n vaste hoop. Hoekom het ons 'n vaste hoop? Want hy, wat die belofte vir ons gee, is getrou.
Hy is absoluut geloofwaardig. Sy naam is Yeshua. Soos almal nou gesê het, Psalm 91, die laaste vers. Julle sal my redding sien, julle sal my genesing sien, julle sal my verlossing sien, julle sal my bevryding sien. Van die woord Yesha, van Yeshua. Julle sal Jesus sien. En ek kom verklaar oor elke een van ons. Ek kom verklaar oor jou. Jy sit hier vanoggend as 'n gestuurde van Jesus Christus. Jy sit hier as iemand wat deur hom gestuur word. Jy sal sê nee, wag, ek wil eers Bybelskool of wat? Ag nee. Jy kan enige Bybelskool, jy kan gaan, jy kan leer, jy kan doen wat jy wil, maar in die proses moet jy kyk of jy nie dalk baie mense, meer mense na die Here toe kan lei as ouens wat grade het in teologie nie. En ongelukkig sal dit nie baie lank vat vir jou nie. Nee, ek wil vir julle sê, jy het 'n wonderlike geleentheid om Jesus te lewe in 'n pragtige land. In 'n pragtige land het jy 'n geleentheid om Jesus te lewe. Ek het gister 'n ding gesien van 'n oom wat in Australië, in een van die groot stede, weet hy staan net met so 'n bordjie. Hy het so 'n handvatsoekie agter sy bord. Lyk amper soos 'n groot troffel. Die man sal nou weet waarvan ek praat, né? En hy het so handvat en dan daarop staan net, daar staan net Jesus en nog iets paar, jy weet wat net sê Jesus is ons hoop of wat, maar nou in Engels, in Australiese Engels, maar in elk geval, Jesus is your king, mate. Jy weet so iets, ek weet nou nie. Maar nou, maar daar staan hierdie ou oom met hierdie bordjie. En die polisie wil hom toesluit. Sy moenie daar staan met daai bordjie nie. Hier by ons sluit hulle jou nog nie toe nie. Hoor julle? Jy kan enige plek met iemand praat oor Jesus. Jy kan getuig, jy kan vertel, jy kan praat. Maar nou nie te oproerig raak nie, maar jy kan dit doen. En ek wil julle rarig, ek wil julle aanmoedig. Ek wil myself aanmoedig. Daar's van my bure met wie ek nog nie gaan konfronteer het nie. Na soveel jare, ek het met soveel mense al gepraat en het besef nou die dag. Ander mense het ek al, maar mense reg langs my, het ek nog nooit gechallenge oor hulle geloof nie. Dis 'n skande. Ek sal daar voor die trappe staan, as jy verbykom, kan elke mens kop gee. Wat dis 'n skande. Hierdie week gaan ek met hulle praat. En ek gaan in my beste Engels gaan. En die Here vertrou, hoor julle, die Here vertrou. En ek wil verklaar oor jou, dankie Vader, dat ons nou hier, die gees van vrees, kom sny ons af. Here, ons is nie bang nie. Ons is nie bang nie. Ons sny die gees van vrees af. Ons sny enige iets wat die vyand wil kom doen. U sê vir ons, ek is met jou. Ek beskerm jou. Met my seëvierende regterhand, kom beskerm ek jou. Here, U is met ons. U is by ons. Sou iemand met ons lelik wees, dan is dit net nog iemand wat met ons lelik was. En prys die Here, ons vergewe hulle sommer dadelik. Ons loof U daarvoor. Dankie Jesus, dat ons nou vir Oos-London, vir Oos-Kaap, vir Suid-Afrika kan bid, asof ons dit nog nooit gedoen het nie. En ons sê, Here, ons plaas hierdie stad en hierdie land voor U. En ons sê, dankie Here, dankie dat U hierdie stad seën. Hierdie stad sal geseën wees op grond van U kinders wat hier woon. Hierdie land sal geseënd wees op grond ten spyte van hulle stories teen Israel, dat hulle dit sal terugtrek. Maar hierdie stad sal geseënd wees as gevolg van al U kinders. In elke dorp, in elke stad, in elke plakkerskamp, in elke plek in hierdie land is daar kinders van U wat U regtig ken. En ons prys U daarvoor, Vader. En ons maak U seëning los oor hierdie land. En dankie Here dat ek oor elke een van ons en ons geliefdes kan verklaar, Shalom, Shalom. Ons is geseënd. Here, ons het U vrede, nie die vrede wat die wêreld gee in Johannes 16, maar wat van U afkom. Ons het U vrede, Shalom, ons het U voorspoed, ons het U heelheid, U gesondheid, in Jesus se naam. Ons prys U daarvoor. Dankie Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Mag jy geseënd wees.